Paul Washer skryf hier oor die kruisiging van Jesus en hy sê iets baie indrukwekkends as hy sê the cross is not a sign of our great worth but of our great depravity, that we were so evil that the only way we could be saved is by God's Son being crucified, crushed under the full force of the wrath that was due to us. Jesus het nie gesterf omdat my en jou lewe so waardevol was nie. Hy het gesterwe omdat ons so sondig was, dat net die sterwe van God dit moontlik kan maak dat ek en jy gered kan wees. En dis my ingang of dan my wegspring vanmôre, want ek graag met jou wil praat onder die tema die fees van die Here, die Pasgafees, soos wat ons dit in die Bybel lees. Waarom vier ons dan vandag Paasfees? Ons gaan 'n paar vrae vanmôre antwoord en een van hulle is waarom die datums van die Goeie Vrydag en Paasondag elke jaar verander. As jy nou mooi gaan kyk en ons gaan dit 'n bietjie nou vir jou wys, hoe dit rondskuif tussen Maart en April en nie soos die ander vakansiedae op dieselfde dag bly nie. Daar's 'n bepaalde rede vir dit. Die tweede vraag wat ons gaan antwoord is, waarom Paasfees gevier moet word, wat die tekens van hierdie fees is, en waarom dit belangrik is dat ons met die regte tekens sal assosieer. My vraag vanmôre is, waar en by wie lê ons verlossing? Daar is 'n standpunt in die wêreld en daar is 'n uitgangspunt dat jy maar op enige manier eendag in die hemel gaan kom, of jy nou 'n moslim is en of jy nou 'n boeddhis is en of jy nou 'n Christen is, dis maar verskillende paadjies wat na dieselfde God toe lei. En ek dink dis nodig vandag dat Christene moet standpunt inneem hieroor en dit sou handhaaf. Die opstanding van Jesus het niks uit te waai met paaseiers en paashase nie. Die opstanding van Jesus is 'n unieke gebeurtenis wat 'n bepaalde teken gehad het. En die tekens wat vandag aan ons gebied word vir Paasfees is nie meer 'n geopende graf nie. As jy nou eerlik wil wees en jy sou dink aan hierdie feestyd, dan sal sekere tekens eerste in jou gedagte opkom. En dan sal jy onthou dat dit handel oor die kruisiging van Jesus, en dan sal jy onthou dat hierdie Sondag die opstanding van Jesus is. Die opdrag is aan die Jode gegee om hierdie fees van die Pasga te vier, met die uitsluitlike doel om hulle verlossing uit Egipte te vier.
Daar was 'n lam geslag, wie se bloed in die plek van die volk se eersgeborenes sou dien om as verlossing te bied. En daardie geslagte lam moes hulle beskerm. Ek nooi jou om saam met my te lees in Eksodus hoofstuk 11. Verder het die Here vir Moses gesê: nog een plaag sal ek oor Farao en oor Egipte bring. Daarna sal hy julle hiervandaan laat trek. As hy julle geheel en al laat trek, sal hy julle selfs hiervandaan wegdrywe. Sê tog voor die ore van die volk, dat elke man van sy naaste en elke vrou van haar naaste silwer en goue goed moet eis. En die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars. Ook was die man Moses baie groot in Egipteland, in die oë van Farao se dienaars en in die oë van die volk. Toe sê Moses: so het die Here gespreek. Omtrent middernag trek ek uit dwars deur Egipte, dan sal al die eersgeborenes in Egipteland sterwe. Van Farao se eersgeborene af, wat op sy troon sit, tot die eersgeborene van die slavin agter die handmeel en al die eersgeborenes van die vee. En daar sal 'n groot gejammer in die hele Egipteland wees, soos daar nie gewees het, soos daar weer sal wees nie. Maar teen geen een van die kinders van Israel sal 'n hond sy tong verroer nie, van die mense af tot die diere toe, dat julle kan weet dat die Here 'n onderskeid maak tussen Egipte en Israeliete. Met die einde van die 9de plaag kom die Here en hy sê vir Moses, sê vir Farao, hierdie gaan die laaste plaag wees. En hierdie plaag gaan aan julle eersgeborenes raak. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie dink vanmôre, dat as dit vanmôre sou gebeur, en die Here vanmôre sê dat daar iets moet gebeur, en jou eersgeborenes sal hier sterwe, hoe getrou sal jy aan hierdie opdrag wees? Wat ook al gevra sal wees. Onthou, dis die eersgeborene van elke kind. Dis nie net as ek die eersgeborene was, dat dit my kinders is nie, maar ook ek sou sterf as ek die eersgeborene van my huis was. En die Here sê vir Moses en sê vir Farao, dit sal finaal die mag van Farao oor Israel breek. Maar ek gaan 'n onderskeid tref tussen Egipte en Israel. Daar gaan iets gebeur, onthou nou, hulle weet nog nie van die lam wat moet geslag word nie. Maar daar gaan iets gebeur. En hierdie sal die skeidingspunt wees. Ons lees die volgende hoofstuk, hoofstuk 12 vers 1. En die Here het met Moses en Aaron in Egipteland gespreek en gesê, hierdie maand, dis die maand waarin hulle nou toe was, moet vir julle die begin van die maande wees,
Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. So met ander woorde, dit wat gaan gebeur, moet julle as die bron van julle jaar beskou. Hierdie sal die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families. 'n Lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. 1 lam vir 1 gesin. As die gesin te klein is, moet julle saamwerk, maar dit moet wees dat dit genoegsaam is. Ons gaan nou die toepassing kom. Maar as jy nog nie gesnap het nie, dan wil ek hê jy moet vanmôre raak sien dat hierdie lam, wat heen wys na Jesus, genoegsaam sal wees. Jy het nie nodig om iets by te bring of om iets weg te vat, dat hierdie lam genoegsaam sal wees nie. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek. 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huise waarin hulle dit eet. Jy kon nie die lam se bloed toepas op 'n ander plek as waar jy die lam nuttig het. Want jy gaan nou sien dat hierdie lam se bloed die huis sou bewaar. Dis hoekom hy sê, dit moet 'n lam wees per gesin. Die lam is die beskerming vir die gesin. Maar nie net vir die gesin nie, vir die eersgeborenes van die gesin. En sien jy hoe die Here nou van hoofstuk 11 af alreeds sê, dat daar gaan onderskeid wees, daar gaan iets gebeur, kom hy in die volgende hoofstuk en hy sê, hierdie lam se bloed sal die verskil wees. Maar dit moet aan die deurposte en aan die bodrempel gesmeer word, daar waar julle dit eet. En die nag van die 14de moet hy geslag word. Onthou, 'n Bybelse dag werk nie soos ons westerse kalender van 12 uur die nag tot 12 uur die volgende nag. Die 14de begin 6 uur die dag van die 13de. So teen sononder van die 13de begin die 14de net na 6. En nou word hierdie lam geslag. En as ons nou verder gaan, sal jy sien dat Jesus met sy disippels die Pasga vier, die nag waarin hy verraai is, dieselfde dag dat hy gekruisig word.
So met ander woorde, alreeds vir ons wat terugkyk, sien ons hierdie uniekheid. Waarom hierdie fees gevier moet word. Want hierdie lam as 'n tipe van die Here Jesus se bloed is ten beskerming van die huis waarin die eersgeborene woon. Hoekom is dit belangrik? Want toe God die mens gemaak het, het hy die mens gemaak as die kroon van sy skepping, sy eerstegeborene. En hierdie eerstegeborene het as gevolg van sonde onder die mag van die duiwel gekom. En hierdie eerstgeborenes hierdie aand is slawe van Satan. En die enigste manier hoe hierdie eerstgeborene die toekoms van hierdie volk kon oorleef, is dat iets in die plek van hom sterwe, dat die duiwel se mag gebreek kan word en hy vrygemaak kan word. Soos Farao se mag gebreek is en hy toestemming gee dat die volk verlos kan word. Hoofstuk 12 vers 12, want ek sal in hierdie nag deur die hele Egipte land trek en al die eersgeborenes in die land tref van die mense sowel as die diere. En ek sal strafgerigte uitoefen aan al die gode van Egipte. Kyk wat gebeur. Elkeen van die pla, jy kan maar gaan kyk as jy die geskiedenis ken en die Egiptiese gode ken, dat elkeen van die pla het die Egiptiese god aangespreek en vernietig. Ek sal strafgerig oefen aan al die gode, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Die Engelse woord is Passover. En ek wil hier moet dit raak sien, hy sê, as ek aankom na die huis toe en ek sien die bloed aan die kusyne en aan die boodrempel, dan sal ek bo oor die huis gaan. I will pass over. Want die bloed verhinder die verderwer om skade te bring. Die bloed sal die teken wees. As ek die bloed sien, nie die eet van die lam, of die slag van die lam, of die voorbereiding vir die lam, of die volmaaktheid van die lam, dis alles goed wat hulle moes nakom, maar hy sê as ek die bloed sien. En daarom wil die betoorder, as ons vinnig vorentoe moet hardloop, kan ons nie bekostig dat die teken van die bloed hierdie naweek deur enigiets anders gesteel word nie. Daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle gedenkdag wees en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Die volk word uitgelei. Die volk trek deur die Rooi See. Farao se magte word in die Rooi See vernietig. En nou kom ons kyk na gebeure na die uittog. 3 maande na die uittog word die wette van God aan die volk gegee, morele wette, seremoniele wette, feeswette wat die volk moes onderhou. En voordat die nuwe geslag die beloofde land intrek, want ek onthou die ou geslag het by Kades gesê, ons gaan nie in die land intrek nie, want die stad is versterk, en as reëse, en die Here het gesê, omdat julle ongehoorsaam is, sal ek hierdie geslag uitwis. Die nuwe geslag kom na 40 jaar terug by Kades, en voordat hierdie geslag kies,
en die land intrek, word die wet herhaal. En in Deuteronomium word daar meer detail gegee, aangesien die nuwe geslag nie teenwoordig was by die verlossing uit Egipte uit nie. Hulle het nie geweet waarom hierdie fees belangrik is nie. Hier word aan die nuwe geslag die rede gegee vir die onderhouding van die Sabbat en van hierdie feesdae. Ek lees vir jou. Vir die volgende ongeveer 1500 jaar is die Paschafees herdenk. Die profeet het gedurende hierdie tyd die volk gereed gemaak vir iemand wat sal kom om die volk van hulle geestelike sondes te verlos, maar ook om hulle koning te wees. En daar is baie plekke in Jesaja 53, Psalm 22, en daar is 'n hele paar ander plekke in die Ou Testament waar u van hierdie vergelyking kan lees. Die beste een is Jesaja 53. Waar sê dat hy het gekom en sy liggaam is uitmekaar geskeur en hy is deur God gestraf sodat daar vir die volk verlossing kan wees. Voor die geboorte van Jesus word Johannes die Doper as 'n wegbereider opgewek om Jesus bekend te maak aan die volk as die komende Messias. Maria word deur die engel voorberei dat die een wat uit haar gebore is, sy naam sal beteken, dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos, Matteus 1 vers 21. Johannes die Doper sien Jesus by die Jordaanrivier en hy roep die volk tot aandag met die woorde in Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Die 4 evangelies en die eerste gedeelte van die boek Handelinge dien as hierdie tussengang tussen die ou verbond, die Ou Testament en die nuwe verbond, die Nuwe Testament, waar die volk geleer word dat Jesus die komende die Messias is wat hulle moet verwag. Na Handelinge 9 word Paulus die bedienaar van die Nuwe Testament of van die nuwe verbond aan die heidene. In Deuteronomium 5 word die voorwaarde gegee, as jy onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God beveel het, 6 dae moet jy arbeid en jou werk doen, 7de dag is die Sabbat. Ek lees vinnig vers 15, en jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was. En die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou beveel om hierdie Sabbat te onderhou. Dit was belangrik dat die volk moes verstaan wat die bron van die Paschafees is. Nou kan jy vir my vra, maar wat het dit met ons te doen? Ek gaan nou vir jou wys, maar ek wil jy moet verstaan wat God se plan was met die fees van die Pascha en waarom die wêreld en die bose hierdie dag steel. Paulus bekom in sy bediening aan die heidene en hy maak die verbintenis tussen die Pascha-lam en Jesus die verlosser. In 1 Korintiërs 5 vers 7 sê hy, suiwer dan die ou suurdeeg uit sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Hy verwys terug na die tweede fees, die fees van die ongesuurde brode wat die Paschafees net volg. Hy sê, soos julle inderdaad ongesuurde van daardie tyd moes hulle vir 7 dae geen brood eet wat suurdeeg gehad het. Want ook ons Paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. En hy sê, Paulus in die Nuwe Testament, laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met ongesuurde brode van reinheid en waarheid.
Paulus kom in die Nuwe Testament en hy sê dat net soos die Jode die Pasga vier, wil God hê dat die Nuwe Testamentiese kerk, die heidene, wat geen deel gehad het aan die uittog uit Egipte uit nie, wat geen deel was van die volk nie, dat julle ook hierdie fees sal vier, maar daar's 'n ander verbintenis. Die verband in die Nuwe Testament tussen die Pasga en die nagmaal. Lees ons van Jesus die nag voor hy gekruisig is, dat hy saam met sy disippels hierdie fees, hierdie ete vier, en by daardie geleentheid 'n baie belangrike instelling maak. Matteus 26, dis die nag voordat Jesus gekruisig is. En op die eerste dag van die ongesuurde brode, dis die dag na die Pasga, kom die disippels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê, moet ons vir u klaarmaak om die Pasga te eet? Verskoon, dis nie die dag na die Pasga nie, die dag van die ongesuurde brode, dis die dag van die voorbereiding, verskoon, voor die Pasga, vra verskoon, verkeerd omgesê. En hy antwoord, gaan na die stad, na 'n sekere iemand en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is naby, by jou sal ek die Pasga hou, met my disippels. Daarom het die disippels gedoen soos Jesus hulle beveel het. En hulle die Pasga berei en toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan die tafel. Die aand toe die Pasga lam in Egipte geslag is, daardie oomblik, toe kom Jesus en hy eet hierdie fees saam met sy disippels toe dit aand word. 26 vers 26, terwyl hy eet, neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee aan sy disippels en sê, neem eet, dis my liggaam. Toe neem hy die beker, nadat hy gedank het en gee dit aan hulle sê, drink almal daaruit, want dis die bloed van wat is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Hoor nou wat sê hy. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink, tot op daardie dag wanneer ek dit van nuuts afdrink in die koninkryk van my Vader saam met julle nie. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg en toe word Jesus verraai, hy word gevange geneem en hy word daardie oggend verhoor en hy word die middag 3 uur gekruisig. Paulus kom in die Nuwe Testament in 1 Korintiërs hoofstuk 11 en hy wil dieselfde, hy wil nie tyd spandeer nie. Hy sê dieselfde, daardie nag sê hy toe die Here Jesus verraai is, neem hy brood en hy sê, eet is my liggaam, die beker van die bloed is die bloed van my Nuwe Testament. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So met ander woorde, wanneer ons kyk na die verband tussen die Pasgafees en die nagmaal, is dit vir die Nuwe Testamentiese kerk net so belangrik om hierdie fees te vier. Om hierdie koneksie te maak tussen die lam van die Ou Testament en Jesus van die Nuwe Testament. Nie ons verlossing uit Egipte gedenk nie, maar ons verlossing uit die mag van die bose, en daarom vier die kerk, die Nuwe Testamentiese kerk, die opstandingsdag as die eerste dag van die week, hulle saam met ons. Johannes se broer verbind ook die Pasga van Jesus, of die Pasga lam met Jesus, die een wat gesterf en opgestaan het. In Openbaring hoofstuk 5 lees ons, sien Johannes hierdie boek in die hand van God, en hierdie boek is die titelakte van die aarde. En daar's niemand in hoofstuk 5 wat hierdie boek kan open nie. En Johannes ween, omdat niemand hierdie boek kan open, en die engel sê vir hom, moenie ween nie, daar is een wat dit kan doen, en Johannes hef sy oë op en hy sien 'n lam asof geslag. Hy sien hierdie lam, en hierdie lam lyk asof hy geslag is. En onmiddellik maak hy hierdie verbintenis tussen die lam wat geslag is en die leeu van Juda. Want die ouderling sê vir hom, daar's die leeu van Juda kan die boek oopmaak, en hy kyk en hy sien die lam wat geslag is. En toe die lam die boek oopmaak,
toe val almal voor hom neer, hulle sing die lied, Openbaring 5 vers 9, hy sê, u die boek, toe sing hulle 'n nuwe lied, u is waardig om die boek te neem, sy seels ook want u is geslag, en het ons vir God met u bloed gekoop, uit elke stam, en taal, en volk, en nasie. Johannes maak dieselfde verbintenis, dat die lam van die Ou Testament, Jesus Christus, die komende verlosser en Messias is. Nou kom ons gaan dan, en ons kom vinnig by die gedenkfees van die opstanding. Nêrens in die Nuwe Testament word die opdrag gegee dat die opstanding van Jesus herdenk moet word nie. Maar die opstanding het so 'n belangrike en 'n unieke plek in die Nuwe Testamentiese kerk, want dit is die bron en die oorsprong van ons oorwinning. En dis waarom dit belangrik is vanmôre dat as ons by hierdie opstandingsgeleentheid stil staan, dan moet ons nie kyk na die fees, hoe die wêreld dit vier nie. Maar ons fokus moet wees van 'n oop graf. Geen ander teken moet vir my en vir jou belangriker wees as die oop graf vanmôre nie. Dan sou die graf nie geopen gewees het. Sou daar geen verlossing gewees het. Dan sou die sterwe van Jesus niks zeggend gewees het. As hy gesterf het, dan sou hy oorwin gewees het. Maar ons lees in die Ou Testament alweer in Genesis 3, dat die Here die belofte maak, hy sê daar sal vyandskap wees tussen die slang, die duiwel en die vrou, haar geslag. Hy sê, hy sal jou die kop vermorsel, maar jy sal in die hak skiet by, daar sal oorwinning kom. Hy sal die kop van die slang vernietig. En my metode, ek wil vanmôre vir jou sê, dis so 'n passie in my hart om vir u as ek uit 'n menslike oogpunt probeer om jou te oortuig van die uniekheid en van die waarde en hoe belangrik dit is dat ons nie toelaat dat die duiwel en die wêreld hierdie boodskap steel nie. Daar's geen rede vir my en vir jou om selfs vanmôre hier te wees as dit nie was vir die opstanding. Daar sal geen nut wees aan my verbintenis aan die Here, aan my keuse van die Here, as aan gehoorsaamheid aan die Here, om te doen wat hy sê, om sy pad te loop, en alles te doen wat hy vir my vra, as daar nie 'n opstanding was nie, want die opstanding is die vernietiging van die bose oor my en jou lewe. Dis waarom ek en jy kinders van God kan wees. Omdat Jesus die dood vir my en jou oorwin het. En daarom, alhoewel daar geen opdrag is om hierdie dag te vier nie, is dit belangrik, want dis die bron van my en jou oorwinning. Die gewoonte het in die Handelinge gemeente ontstaan, dat die kerk die eerste dag van die week gedenk het, aangesien die 7de dag die dag vir die Jode was as hulle rusdag, en die kerk het in Handelinge begin om die eerste dag te vier as die herdenking van Jesus se opstanding. Soos by die uittog word Israel fisies verlos uit die mag van Farao. En so die opstanding van Jesus, die getuienis van die kerk se verlossing oor die mag van Satan geproklameer. 'n versoeking vir sonde in my en jou lewe is slegs 'n versoeking. En die rede vir dit is, Jesus het die krag van die sonde gebreek. Hy het die mag van die bose gebreek, sodat dit nooit weer mag en seggenskap in my en jou lewe kan hê. Jy hoef nie
na die opstanding 'n slaaf van sonde te wees nie. En dit maak die opstanding so uniek. En dis waarom die wêreld en die bose hierdie teken van die oopgraf wil steel. En ons wil besig hou met goed wat nie hier belangrik is. Die vraag is nou, en ek gaan hiermee afsluit. Waarom kom die herdenking van die Paasfees dan vandaan? As ons dan nou by die opstanding van Jesus moet fees vier, hoekom noem ons dit in die Weste dis die Paasfees? Vanuit die geskiedenis het die Nuwe Testamentiese kerk die sterwe van Jesus as 'n voortsetting van die Pasga herdenk. Dit was Jesus se opdrag dat dit gedoen moes word en ook die van Paulus. Hy sê ek het van die Here ontvang dat julle hierdie fees moet vier. Hierdie fees is in ons tyd dan nou die nagmaal. Hierdie dag was op die 14de dag van Nisan. Soos voorgeskrewe is in Eksodus hoofstuk 12, dis gewoonlik so Maart, April, omdat die Joodse kalender ons maande halveer. Die helfte van Junie is in Mei en in Junie in. En so gaan al die maande omdat hulle begin volgens die maankalender leef, werk hierdie kalender en dit werk dan van volmaan tot die volgende volmaan. Die eerste kerkvaders se geskrifte, jy kan maar Polycarpus en Irenaeus en Justinus se geskrifte lees, is hulle duidelik dat hierdie 'n erkende praktyk was. Dat hierdie fees van die Pasga of dan die nagmaal gevier was op die 14de van Nisan. En hulle was ook die kampvegters teen die valse ommeswaai. Daar het egter in Rome sekere van die kerke begin om die Paasfees op dieselfde dag te vier, of die Pasgafees verskoon, op dieselfde dag te vier as die heidense fees van Astoret of Ishtar. Sy word ook die hemelkoningin, of sy word ook Astoret, en daar's 'n klomp name wat na haar gegee is. Jeremia 44 kan nie daarvan nie. Swaar word die Romeinse kerk, of die kerk in Rome het begin om die Christene te oortuig om hulle Pasgafees op die fees van Astoret of die fees van Ishtar te vier. Hierdie fees het plaasgevind op die eerste volmaan na die Maart-ewening. Die ewening was rondom gewoonlik die 21ste Maart. Die van u wat nou nie die terme ken nie, ek gaan nou vinnig verduidelik. Eweninge en sonstilstande merk die oorgange tussen seisoene en dit word gekoppel aan die kanteling van die aarde se as en sy wenteling om die son. Die eweninge rondom Maart en September merk die punt wanneer die dag en die nag ongeveer ewe lank is. Die sonstilstande rondom Junie en Desember is gewoonlik die onderskeie tyd wanneer ons die langste dag en die kortste nag en die kortste dag en die langste nag van die jaar gedenk. Ek lees uit een van die gesaghebbende gesagsgeskrywers wat oor hierdie saak geskryf het in die vroeg 19de eeu. Hy sê Easter is the Christian celebration of the anniversary of the death and resurrection of Jesus Christ. This happened at the Jewish festival of Passover on a date representing the first full moon of spring on the Jewish calendar. Because of that, Easter Day is always the first Sunday after the first calculated full moon, or on or after the 21st of March. If the full moon is on a Sunday, Easter then will be the next Sunday. So dis die definisie wat die wêreld gee aan hoe die Paasfees of die Pasgafees dan herdenk word. Ek het so 5 jaar gebruik om
net vir jou te wys hoe dit werk. In 2023 was Paasfees op die 9de April, want die volmaan was donderdag aand die 6de April en dan net na die volmaan vier hulle nou die Paasfees. In 2024 was op die 31ste Maart, want die volmaan was maandag die 25ste Maart. Sien jy hoe verskil die datums? In 2025 is die Paasfees op die 20ste April, want die volmaan was op Sondag die 13de April. Met ander woorde, die volmaan is die eintlike begin van die maand Nisan. En daarom is die Joodse Pasga op die 6de April, die 25ste Maart en die 13de April gevier, 'n week voor ons. In 2026 is die Paasfees die 5de April, want die volmaan sal donderdag die 2de April wees. 2027 sal wees op die 28ste Maart, van die volmaan sal wees maandag die 22ste Maart. So, aan die ander woorde, jy sien die skuwe van die datums, en dis belangrik om dit te verstaan, waarom die datum so drasties skuif, is omdat die volmaan gekoppel te kry aan die fees van Easter. Hierdie fees van Easter was 'n sonaanbiddingsgeleentheid. En Easter was die Babyloniese godin van vrugbaarheid, en haar tekens het gepaard gegaan met hase en eiers wat gekleur was en uitgedeel is. So die fees van Easter, of dan soos ons in die Engels staan Easter, is gekoppel aan die Babyloniese god Easter, wat 'n sonaanbiddingsgeleentheid is, waar hase en paaseiers gefeature het. Ek wil nou vinnig hier verbygaan, ek wil dit nie wys omdat ons in 'n gemengde gehoor is. Maar Easter het, as jy na die prentjie kyk, is 'n godin met veelvuldige borste. En dit dui haar vrugbaarheid aan. En 'n haas en 'n eier is gekoppel aan hierdie vrugbaarheid, dat hierdie tyd 'n tyd is waar die God van die vrugbaarheid aanbid word. Die stryd in die kerk het later gekom dat die kerk in Rome meer gesag ontwikkel het deur die Romeinse keisers, dat die feesdag vir die Christene na die heidense feesdag verskuif is. So die feesdag van Pasga is deur die kerk van Rome later geskuif na die fees van Easter, toe sodat dit op dieselfde tyd is. Alle kerke wat dit nie nagekom het nie, is verban en uitgesluit uit die destydse kerklike kringe uit. So het paaseiers en hase sy oorsprong gekry in die fees, wat vandag algemeen bekend is en gevier word. Geen verbintenis tussen die Bybelse fees en die heidense aanbiddingsfees van Paasfees nie. En nou kan jy vir my sê, maar so wat? Ons weet mos ons aanbid nie Easter nie. Die probleem is, die Bybel verbied ons. Want hy sê in 2 Korintiërs hoofstuk 6, watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in julle woon en onder julle wandel, en ek sal vir julle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Moet nie dat die duiwel die opstandingsdag steel en ons kinders leer, dit gaan oor paashase en paaseiers nie. En ons nie vir ons kinders leer dat hierdie fokus gaan oor 'n geopende graf, waar Jesus vir jou sonde betaal en die mag van die duiwel oorwin het. Ek maak 'n gevolgtrekking. Dit is belangrik dat die fees gevier moet word. En hiermee sê ek nie ons moet nou vanmôre wegbreek en ons Paasfees of ons fees wat ons nou hou met die tyd van die Jode wat in die Pasga gevier is. Dis nie wat ek sê nie.
Ons kan dit hou waar ons dit hou, waar dit normaalweg gevier word. Maar weerhou jou om die tekens van heidense feesdae by hierdie spesiale dag van fees te assosieer. Moenie jou kinders leer dat dit gaan oor paaseiers en paashase nie. Vir die eenvoudige rede is die teken aan wat jy vashou as fokuspunt, word die fokuspunt waaraan jy jou verbind. Bewustelik of onbewustelik. Dit mag onskuldig klink, eiers vir kinders. Maar vir die wat weet, dra dit 'n ander boodskap. Want my openbare assosiasie sê vir die wêreld, wie's my God? Ek kan nie 'n kind van die Here wees en soos die wêreld leef nie. Want dit sê vir die wêreld, ek behoort aan die wêreld. As ek 'n kind van God wil wees, dan moet ek soos 'n kind van God leef. En ek wil vanmôre nie probeer om jou te oortuig nie. Dis nie my doel dat jy moet dinge sien soos wat dit hier uiteengesit is nie. Ek wil jy moet vanmôre net vir die Here gaan vra dat hy vir jou sal leer en vir jou sal wys. Waar lê die fokus? Vir ons kan dit gaan oor 'n lekker tyd van paaseiers uitdeel. Maar ons kinders verleer. Want by hulle skole en waar hulle omgaan word hulle geleer dat dis die tekens van die Paasfees. Hulle word nie meer geleer dat dit gaan oor die opstanding van Jesus. En daarom my gebed vanmôre, soos ons verlede Sondag gehoor het, moenie dat dit wat ons doen 'n gevolg hê op hoe ons kinders in die toekoms gaan leef. Die Here help jou en die Here gee vir jou genade. Amen. Kom ons buig ons harte. Here, baie dankie dat terwyl ons vanmôre na u woord luister, Here, u Heilige Gees self sal oortuig. En Here, ons mekaar nie gaan oordeel op wat ons doen en wat ons sê nie. Here, want ons is maar net daar waar ons is, omdat u vir ons genadig is. Maar Here, keer tog dat ons nie 'n oordeel oor onsself uitspreek en oor ons nageslag uitspreek, deur toe te laat dat hulle die verkeerde waardes leer, terwyl dit belangrik is dat ons hier sal fokus op die kruis van Jesus nie. En dat die opstanding weer in ons omgewing, in ons land, sy ereplek sal kry. Want nêrens in die winkels sien ons die tekens van die kruisiging en die opstanding, maar ons sien die tekens van die bose. Ons sien die paaseiers, ons sien die paashase. En Here, ons word in 'n rigting gedwing om die kruis en die opstanding van Jesus in hierdie tyd tweede plek te gee. Bewaar vir ons, Here, en keer tog dat ons nie 'n oordeel oor onsself eet en drink nie, maar dat ons sal bly by dit wat u woord sê, as u ons daartoe oortuig, en dat ons by daardie standpunt sal bly, omdat ons u die eer gee. Ons eer u, ons aanbid u, in Jesus se naam. Amen.